Baie welkom. Ons is hier in die ooste kant van die land hier in Ermelo. Is hier waar die wyse manne vandaan kom. En baie welkom vanmôre by hierdie erediens. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie kontroversieel gesels, maar onthou, terwyl ons besig is met hierdie boodskap, moenie u daar sit en skuldig voel nie. U moet openbaring ervaar en u sal gedwing word met hierdie boodskap om ander besluite te neem as wat u oor godsdienstbesluite tot op datum. So ons het vanmôre in die voordiens gehoor dat Vader sê in Jesaja 44:6, hy is die eerste en die laaste en voor hom en na hom is daar niemand nie. En ons is baie dankbaar daaroor. So die tema vanmôre hier in Ermelo is baie vreemd. Springkaan verwoesting en die boervolk. Springkaan verwoesting en die boervolk. Nou, ons moet dadelik die volgende met mekaar deel, net om ons aandag op dieselfde noot te kry, op dieselfde vlak, dieselfde begrip te kry. En ons lees in Joël 2 verse 25. Joël 2 verse 25. Nou, Joël het 'n baie interessante aankondiging wat hy maak. Hy kondig Vader Jahwe se besluit aan. Nie die wêreld se nie die Katolieke kerk se nie die politieke omgewing op die planeet nie. Hy quoteer Vader. Nou wanneer ons Joël 2:25 se laaste gedeelte lees, dan hoor ons Vader sê, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Jy sal sien, hy praat van hy het 'n weermag. Nou ons gaan oor hierdie weermag praat. Nou moet jy dadelik vir die verstaan van die omgewing 'n bietjie verander vanoggend. Maar ons was kwaad vir F.W. de Klerk en kwaad vir Jan van Riebeeck en ons is kwaad vir 'n klomp ouens hier rond want hulle het klomp twakkie aangejaag en so meer. En as die ouens nie dit gedoen het nie, dan sou dit so gewees het. As daai ouens nie dit gedoen het nie, dan sou dit so gewees het en so meer. En ons is opgekook oor 'n klomp goed wat in hierdie land gebeur het. Maar kom ons hoor net 'n bietjie wat sê Vader vanmôre. Hy sê, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Met ander woorde is nie iets wat hy gaan doen nie, dis iets wat hy reeds gedoen het. Nou kom ons kyk. Joël 1 vers 4. Julle is nou by Joël. Kom ons lees nou vanaf die 4de versie in Joël 1. Nou daar staan geskrywe, wat die afknyper laat oorbly het die trekspringkaan verslind. En wat die trekspringkaan laat oorbly het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het die kaalvreter verslind. Nou sien ons hier is 4 aksies van Vader se leermag wat in ons dag so fisies duidelik is dat jy daarvan skrik. Met ander woorde, ons moet begin aanvaar dat Vader wat die eerste en die laaste is, dit is hy in aksie, want ons het nou gelees in Jesaja 5 dat Vader sê, laat my nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Hy sê, ek gaan die beskerming wegneem en so meer, gaan lees Jesaja 5 mooi, dan gaan jy sien wat daar geskrywe staan, en dan sê Vader, sodat dit vertrap sal word. Is dit reg? Dit staan so geskrywe. So Vader is in aksie, en hy is kwaad oor wat? Oor edelwingerdstokke, wat toegelaat het dat hulle gemanipuleer word, dat hulle met godsdienst gemanipuleer word, dat hulle deur politiek bestuur word, en van hom vervreem gemaak het. Hy is daaroor woedend vanmôre. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie versie wat ons vanmôre vir u quoteer is 'n simboliese beskrywing
van 'n spesifieke plaag. Dit is nou nie 'n fisiese plaag nie. Sprinkane is 'n plaag, maar hierdie is simbolies van 'n plaag wat onder die volk besig is om alles te verwoes. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hierdie simboliese teks of aanbidding gaan daaroor dat dit is 'n uitbeelding van 'n volk se progressiewe verwoesting. Nou kom ons praat net gou-gou 'n bietjie met mekaar daaroor. Vandat ons in hierdie land en hierdie kontinent aangekom het, is ons nog elke geslag besig om in die verwoesting te leef. Dit het nog nooit verander nie. En as jy vir my sê in die apartheidsjare was die verwoesting nie daar nie, dan sê ek jy lieg vir jouself, want dit is juis binne in daardie tyd wat Vader in sy volle heerlikheid nooit ooit verheerlik is nie. Die boervolk het haar verbond nooit tot vervulling gebring nie. So ons is nog die hele tyd in verwoesting. My vraag uit my hart is, hoe lank wil hierdie volk nou maar gewoond wees aan hierdie verwoesting? Verstaan sy nie dat Vader het dit ingestel nie? Nie Filemon nie. Nie Jan van Riebeeck nie, nie wie, hy het dit ingestel. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Dit is vir my verstommend as jy kyk na hierdie volk se aanloop na die toekoms toe, dat sy word laag vir laag, golf na golf gaan oor haar, en sy word net al hoe armer en al hoe meer betredenswaardig. Sy kom nie uit hierdie siklus uit nie. Die vraag is, hoekom nie? Die rede daarvoor is, ons het Vader uit berekening gelaat. Ons het gesê, nou maar goed, hy is ergens, hy hoor nie meer ons gebede nie, hy luister nie na ons lofprysinge nie, ons sal vir onsself iets skep om onsself uit te red binne in hierdie toestand. Jy kan nie iets teen Vader oprig en hoop dat jy teen sy hand suksesvol kan wees nie. As sy hand teen jou is jy in die moeilikheid. Dit is wat ons vir mekaar moet sê, maar kom ons praat gou-gou oor die heel eerste een wat genoem word in Joël 1 vers 4, die afknyper. Nou, ons gaan so 'n bietjie vinnig praat, want ons tyd is min. Luister mooi, die afknyper gaan ek simbolies vir u verduidelik vanmôre. Dit is koloniale vervreemding, vervreemding, en die tweede een wat daarmee saamloop is verbondsverbreking. Nou die afknyper doen die volgende. Dis die begin van vervreemding. Nou luister mooi, wanneer Vader 'n verbond bevestig met 16 Desember 1838, dan beteken dit hy is met ons. Is dit reg? Dit is wat die implikasie is. Maar ons het beloof dat ons sal vir hom 'n huis wees. Met ander woorde, ons sal binne in die verbond se strukture vir hom 'n volk wees, wat nie gebeur het nie. Dit beteken die afknyper, omdat ons die gelofte nie nagekom het nie, het die afknyper vervreemding gebring. Hy het ons vervreemd van die verbond, en dis presies waar ons vanmiddag of vanoggend dan nou is. Die hele volk is hier by verbondsverbreking. Ons is vervreem, nie net van grond nie, maar ook van ons roeping. Want ons roeping is omskryf in Sefanja 3 vers 10. En daardie roeping is, oor kan die riviere van Kusvandaan sal my aanbidders, dis die roeping. Ons is sy aanbidders, maar ons is nie eers naby nie. Hoekom? Want Vader het gesê, ek gaan my wingerd oorgee om vertrap te word. Nou vra ek net vir u wat vanmôre is hierdie klein wingerd oor kan die riviere van Kus vertrap of nie? Nou as dit so is, dan beteken dit ons moet tot ons sinne kom. Om jou te bekeer is seker nou 'n goeie sê ding, maar om te bekeer beteken dit as jy moet terugkeer na die oorsprong van Vader Jahwe se bedoeling. Dit is bekering. Om op te hou rook en op te hou suip en op te hou jou vrou te slaan is nie bekering nie. Bekering beteken jy moet terugkeer na die oorspronklike intensiteit van Vader se bedoeling met hierdie volk. Dit is bekering. Nou, die Vader het vir ons geplant hier om 'n wat te wees, om 'n priesterlike volk te wees.
Boere, ons is nie daar naby nie. Ons is nie daar naby. Die verlies aan grond is nie net 'n verlies aan grond nie. Dit is 'n verlies aan identiteit. Hierdie boervolk, hy staan op met sy kaalvoete in die grond en hy het 'n gebondenheid met die grond, want die grond behoort aan Vader Jahwe en hy staan met sy voete hier op hierdie grond en hy demonstreer sy gebondenheid met Vader terwyl hy 'n liefde het vir die grond waarop hy staan. En dit is net soms wat daar 'n wee moet in my kom sit. Die enigste wat kan gebeur is om te gaan loop erken en dat ons het iets anders in die plek van Vader opgerig. Ons het godsdienst daar opgerig. Ons het vir ons politieke mag opgerig. Om te kyk of ons nie sy hand kan teestaan nie. Maar ek sien, Vader sê, so ver wat jy my gehoor het, is dit sy leermag wat hy teen ons gestuur het. Ek hoop jy hoor hom mooi vanmôre. Kom ons praat oor die trekspringkaan. Dadelik as 'n mens nou trekspringkaan hoor, dan hoor jy, dis 'n springkaan wat trek. Dan trek hy die kant toe en dan trek hy daai kant toe. Maar 'n springkaan trek agter die vettigheid aan, trek agter die oorvloed aan. En wanneer hy daar kom, dan verslind en vervreet hy alles wat voor sy oë kom. So nou moet jy mooi hoor, waarheen gaan ons nou met hierdie ding. Hierdie volkie van Vader word getugtig met 'n trekspringkaan. Sodra sy iets oprig, dan moet dit weggegee word. Die trekspringkaan eet die vettigheid, die voorspoed. Hy vreet dit elke dag. En hierdie volk hou godsdiens. Dis verskriklik wat hier aan die gang is. Nou, die trekspringkaan het institusionalisering gebring. Met ander woorde, kerk in vorm godsdiens. Kerke is institusies. Die institusie moet 'n ideologie in stand hou. Nou, 'n ideologie begin by 'n ou of 2 ou's of 10 ou's, maak nou nie saak nie. Maar dan moet hulle 'n organisasie stig om die ideologie te kan verkondig en die ideologie te kan verbreed en so meer en so meer. Dit beteken dat die ideologie word nagestreef. Nou kom ons kyk net vanaf daarna. Is dit nie vir u vreemd dat vir 1693 jaar ons binne in vorm godsdiens ingelei is nie? En al die geslagte wat verby is, het hulle goed en hulle bloed vir hierdie institusie gegee. Aan die einde kom ons nou aan na al die geslagte wat verby is, en terwyl ons alles gegee het, alles gedoen het, is ons vandag in die moeilikheid. Weet jy waarom? Want hierdie institusie is nie met Vader se hand nie, hy is teen Vader se hand. Dis hoekom ons vandag met die spreekwoordelike gebakte pere sit. Dit is die hoofrede. Nou, kom ons lees nou gou 'n bietjie. Ons wil nou gou vir julle 'n teksversie gee wat jy saam met my moet lees. Ek net my papiertjies reg kry. Hoor daar. In Jeremia 2 vers 13. Jeremia 2 vers 13. Ja, dit is Oud Testament, maar luister mooi. Vader is van ewigheid tot ewigheid onveranderlik. Maleagi 3 vers 6. Nou, Jeremia 2:13. Die rede hoekom ons in die moeilikheid is, word binne in hierdie teks omskryf. Hulle het my, die fontein van lewende water, verlaat. Maar dadelik moet ek in die bres tree op 'n baie kinderlike manier en te sê, Vader, maar u weet self dat die leiers het verleiers geword. En u volkie het u verlaat as 'n volk van
godsdiens en politiek wat hulle weggelei het van die fontein van lewende water, wat u self is. Dit is wat met ons hier gebeur het. Nou, die trekspringkaan bring 'n geloof in wat nie leef nie en wat dus ook nie kan lewend maak nie. Dit is wat die trekspringkaan bring. En die boervolk se geestelike vuur, haar geestelike vuur. Weet julle wat? Kom ek vertel julle gou. Dis nou my storieboek. Ek sien die manne op trek na vryheid toe. Na 'n plek waar hulle Vader Jahwe alleen kan aanbid. Sonder die katholieke kerk en sonder die verwoesting en sonder die doodmaakgoed, vry op die oop vlaktes. En saans langs die waans wanneer hulle ou vuurtjie opgeslaan het. En dan is dit boekevattyd. U moet nou so 'n bietjie by my bly asseblief. Dit is skemertyd. En dan sien ek hierdie man wat in sy baard huil. Hy draai die skrif so daar na die vlam toe. En dan lees hy Psalm 23. Dit is daardie manne wat nie net vryheid van siel gesoek het nie, maar vryheid vir 'n nageslag, wat bekend staan op hierdie planeet as die nageslag van Vader Jahwe. Maar op hierdie spoor, het die groot kerk, die hoer van die hoere, gewandel en haar gekaap. Die oomblik toe sy haar vryheid verklaar, toe kaap hulle haar van die kansels af. En toe word haar geloof weer 'n lijkhuis. Hy is dood. Dis 'n verskrikking. Die profetiese stem is stilgemaak. Hoekom? Want die mensgemaakte strukture is nie bedoel om die profetiese redes van Vader se woord lewend te hou nie. Hulle het hom ingebring binne in 'n vorm godsdiens. Dis dood daar. Ek luister baie na manne wat sê, nou verstaan ek vir die eerste keer, ek het Sondag kerk toe gegaan, want ek het gevoel is my verpligting, is my verantwoordelikheid. As jy dan sit ek daar en ek huis toe gaan, dan wonder ek, hoekom het ek gegaan? En tot van môre toe, gaan die boervolk getrou die kant toe. Want weet jy waarom? Want die predikante bid hemel toe gaan en hel toe gaan. En hoe minder ek kerk toe gaan, hoe groter is jou kans om hel toe te gaan. Met ander woorde, dit is dood. Want die feit van die saak is, dat niemand gaan hemel toe nie. Die koning het gesê, hy kom terug hiernatoe. So ons moet baie dankbaar wees as die kerk die hele spul hemel toe vat, want as hy hier kom, hoef hy nie met die gemors te sukkel nie. Nou luister mooi, geestelike autonomie is weg. Kom ek verduidelik net vanmôre vir die geestelike autonomie. Dit is 'n omgewing waar 'n volk vry Vader Jahwe kan aanbid sonder leerstellings van mense. Dis geestelike autonomie. Dis van ons af weggeneem. Moenie my so kyk nie. U weet, u het voor die kerk gaan staan, u het voor die ouderlinge gaan staan, u het voor die predikante gaan staan en u het bely dat jy gehoorsaam aan die kerk en sy leer sal wees. Ons autonomie is gesteel. Kom ons kyk 'n bietjie na die voetganger vanmôre. So ons het nou die afknyper gehanteer en ons het nou die trekspringkaan gehanteer. Kom ons kyk nou na die voetganger. Blik, maar ek gaan goed oor hierdie bande sê wat ek nie moet sê nie. Maar kom ons bly by die skrif. Die voetganger.
kulturele erosie. Nou, ek kan met enige boerseun gaan praat oor erosie, dan sal hy vir jou vertel wat is dit. Dis water wat spoel op 'n plek waar hy nie moet spoel nie. Is dit reg? Jy gooi walle daar, jy maak kontoure, jy keer hom dat erosie nie begin nie. Nou, kom ons kyk net 'n bietjie na kulturele erosie. En ek nou weer vergeet, ek sê, Vader sê, hierdie is my leermag wat ek teen julle gestuur het. Nou, hier is nou kulturele erosie. Nou sê ek dit vanmôre, en hoe verkeerd dit ook al in hierdie liberale omgewing mag klink, laat dit dan nou maar so wees. Hierdie volk se kulturele erfenis uit Vader se hart en in sy woord is deur erosie weggespoel. Vreemdes wat in sy vergadering nie mag kom nie, is in beheer van haar kulturele organisasies. Dit is wat die voetganger hier kom doen het. Kulturele erosie. En dit het ons lied van ons hart kom steel. Hierdie volk sing nie meer nie. Want sy het nie vryheid nie. Sy het nie 'n land nie. Sy het nie 'n regering nie. Sy het nie 'n kerk nie. Sy het nie 'n toekoms nie. Sy het niks nie. Dis hoekom ons moet blaai in Psalm 137 vers 4, want dit was 'n toestand wat alreeds geheers het. Want ek sê nou vandag vir u, dis Vader se leermag in aksie teen ons. Erns sal ons godsdiens moet los en terugkeer na die lieflikhede van Vader se woord. Net dit. Kom ons lees Psalm 137 vers 4. Hoe kan ons die lied van Vader Jahwe sing in 'n vreemde land? Kom ons maak vreemde land in 'n vervreemde land. Hoe kan ons Vader Jahwe se lied sing? Nou u dadelik vergeet, Jesaja 5 sê, laat my dan nou sing die lied van my beminde. Nou kom die psalmis en hy sê, hoe kan ons die lied van Vader Jahwe sing in 'n vervreemde land? Geliefdes van Vader, hoor u nie vanmôre nie. Hierdie volk loop met klaagliedere. Hierdie volk is glad nie besig met Vader Jahwe nie. Prys hom vir die handvol wat teen die stroom staan. Hy sal hulle seën, hulle koester en hulle behoed. Maar dis die plek waar ons is. Ons het 'n verlied van lied, die lied van my beminde oor sy wingerd, oor sy edel wingerdstokke. Ons kan nie daai lied meer sing nie, want daar's wetgewing daarteen gemaak. Maar dis hulle, nee, dis Vader wat sy leermag teen ons gestuur het. So al die bekerings van die verlede tot op datum toe is 'n nul op 'n kontrak. Dit beteken niks, want dit het nie die situasie verander nie. So ergens langs die pad sal ons met hande vat en begin saamstem oor 'n paar dingetjies. Jesaja 59 verse 1 en 2. Kom ons lees gou-gou. Jesaja 59 verse 1 en 2. Hoor wat sê hierdie skrif hier. Julle sondes. Hy sê julle sondes het 'n skeiding gebring tussen julle en my. Nou, u moet asseblief in u skrifte sondes net so 'n bietjie doodtrek, dan skryf u daar ongeregtighede. Kom ek verduidelik. Want wanneer Vader vir ons deur die profeet vertel wat is die storie, dan openbaar hy dit in Esegiel 28. Volmaak was jy geskape totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. En daardie ongeregtigheid
het 'n skeiding gebring. En Vader gaan nie verander nie, want Maleagi 3:6 sê so. So as jy met ongeregtigheid besig raak, onmiddellik is daar 'n skeiding. Nou kom ons toets dit net. Hierdie hele boervolk is gelei om in ongeregtigheid te leef. Vader het nooit gesê, jy moet met hierdie volke wat in die land oorbly waarheen ek jou laat gaan, 'n verbond mee sluit nie. Hulle het verbonde gesluit en ons is binne in ongeregtigheid en dit het 'n skeiding gebring tussen Vader, hierdie klein volkie is in die moeilikheid. Met haar godsdienst en politiek en al. Ek sien daarom 'n ligpunt. Ek sien dan hierdie generasie Filemons wat in die parlement sit, is besig om vir mekaar spiese en byle skerp te maak. Maak dit vir u slegte nuus. Die regsbank is lankal voorberei vir die dag, hulle gaan nêrens heen gaan nie. Want hierdie volk het nog nie tot bekering gekom nie. Nou, die voetganger vertrap al die heilige plekke. Ek sien nou die dag, dat een van die manskappe daar by hom Paul, sy standbeeld, sy voet afgebreek. Was die plek daarom nou ontsteld? En ek dink vir myself, lees hulle nie die skrif nie. Die skrif sê die voetganger sal die heilige plekke vertrap. Ek vra vir u, is dit vir u duidelik, sien u dit in hierdie land gebeur? Dis Vader se hand teen ons. Dis nie hulle nie. Wat is dit met ons, dat ons nie die ding in perspektief kan sien nie? Die lied verdwyn, die stories word stil en die taal word vervreem. Weet, ek sê baie vir my vrou, as ek so op hierdie WhatsApp groepe lees, dan voel ek asof ek van Saturnus af hier aangekom het. Want hulle skryf 'n taal wat nie die liefling taal van hierdie volk is nie. En dit is nie die selfoon se skuld nie. Die voetganger het hierdie volk vervreem van haar moedertaal. En as jy mooi Afrikaans praat, dan kyk jy ons jou so snaaks aan, asof jy van 'n ander planeet af aankom. Maar kom ons praat weer hierdie soete taal. Daar word nou getwis oor die y en die j, oor Vader se naam. Ja, sê hulle in Hebreëus is die j met 'n y. En ek sê, asseblief, hierdie boervolk het nog nooit 'n y gebruik om ja mee te sê nie. Ja, maar die Jode is nou die dag, ek sê, julle hoor nie. Dit is 'n hartsuitspraak. Ja, ek het u lief. Wat is dit? Waaroor twis julle? Nou, die voetganger bring 'n stille verwoesting. So 'n stille verwoesting. Ek moet iets bely van môre. Sandraitjie en ek doen eienaardige dinge nou se dae. As ons dorp toe gaan, dan kies ons 'n middelmaanddag vroeg in die oggend net so hulle oopmaak. Want van die middel van die maand af tot die einde van die maand toe, het jy helder oordag 'n skietlamp nodig om jou weg te bewandel op die sypaadjies. Moet jy dit gebeur? So stil. En dan moet jy besigheid doen, dan bel jy, dan hoor jy daar aan die ander kant, hallo. Jy sien, ons is so vervreem, stilweg vervreem, en ons probeer aanpassings maak.
Maar ons kom nie agter dat dis Vader se hand wat teen ons ywer nie, omdat ons hom, die fontein van die lewe, verlaat het nie. En niks wat ons hier gaan bou, en geen godsdienst wat ons laat gebore word uit ons eie persoonlike denke, of 'n politieke party, gaan ons red van Vader se hand nie. Net terugkeer na hom gaan dit verander. Halleluja. 'n Volk wat nie meer hulle eie vryheidslied ken nie, en nie meer hulle Skepper by sy naam en in hulle eie taal kan aanroep nie. Nou so 'n paar weke gelede, toe hierdie kommunistiese gemors 'n interessante uitlating in die pers gemaak. Hulle wil beheer oor godsdienst kry. Wie van julle het dit raak gelees? Ja, hulle wil beheer. Met ander woorde, ons gaan alles verloor. Ons sal gedwing moet word om aan die godsdienst deel te neem, of aan die een kant te gaan staan en sê, Vader Jahwe, ons sal u alleen aanbid. Dit is skeiding wat kom. Dit is nie 'n donker wolk nie. Dis Vader in aksie. Hy gaan hierdie volk dwing om Openbaring 18:4 lewend te maak. Gaan uit haar uit, my volk. Hy gaan ons dwing, want hy is in beheer. Wat moet gebeur? Kom ons herstel die taal. Kom ons aanbid hom in ons moedertaal. Kom ons maak uitsprake teen hierdie groot hoer wat op die baie water sit en waarmee die konings van die aarde gedrink het van die wyn van haar hoerery. Kom ons gaan staan een kant onder sy naam en onder sy krag. Maar ek moet afsluit met die kaalvreter. Nou wanneer ons praat oor 'n kaalvreter, dan is dit wragtig interessant as jy na hierdie land kyk, hoe die kaalvreters nou binne in die parlement sit. Nou kom ons kyk net gou-gou daarna. Kaalvreters steel 'n toekoms. Dis die eerste ding wat hulle doen. Hulle steel 'n toekoms en hulle dwing profetiese stilte af. Jy moet nie teen my praat nie, jy mag nie teen my praat nie. Jy's 'n onderdrukker, jy's 'n geweldenaar, jy het my laat agterbly, ensovoorts. Julle ken die hele storie. Maar jy moet nou hoor, Vader gebruik hulle as 'n weermag, 'n leermag teen ons. Nou is ons kwaad vir hulle, maar ons kom nie tot bekering nie. Iets is verkeerd hier langs die pad. So ons moet dit in perspektief bring. Kom ons lees gou-gou met mekaar saam in Spreuke 29 in die 18de versie. Spreuke 29 in die 18de versie. Hier is vir my 'n baie interessante wysheid wat Salomo hier kwyt geraak het. Hoor wat sê hy? As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. En ons wat nou ouer garde is, ons sê so maklik die jeug van vandag het bandeloos geword. Nie waar nie? Hoor. Maar as daar geen openbaring is nie, dan word die volk bandeloos. Sy het so bandeloos geword, dat Vader en Esegiel op 'n plek staan, en hulle kyk saam na die dorbene wat in die vallei lê. Dit is vir my eintlik simbolies ooreenstemmend, dat ek dink Vader staan ook vanmôre in die Suidland, en hy kyk na 'n dal van droë, dooie bene. Maar die opwinding van die oomblik lê daarin, is dat hy sê, en tussen die 3de en die 5de versie vir Esegiel, vra hy sê, Esegiel, kan hierdie bene weer lewendig word? En Esegiel antwoord, hy sê, u weet dit.
So hulle stem met mekaar saam dat hierdie droë bene wat hier lê, kan lewendig word. Wat probeer ek vir u sê? Hierdie klein volkie wat soos dooie bene in die wit gebrande son hier lê, gaan lewendig word. Hoekom? Want Vader Jahwe se woord het daaroor uitgespreek. Halleluja. Nou toe, kom ons kyk 'n bietjie verder. Kan hierdie bene leef? Ja, sê Jesegiel. Hy sê Jesegiel, profeteer oor die bene. Dit beteken u en ek wat die eerstelinge is wat begin opstaan. Ons moet profeteer oor hierdie bene. Hoekom? Want ons werk met Vader Jahwe se hand nou saam, nie teen sy hand nie. Is ons bekommerd oor die regering vandag? Nee. Vader sê vir Moses, Moses, hou op. Jy moet vandag kyk hoe lyk Egipte. Want soos wat jy hulle vandag sien, sal jy hulle tot in ewigheid nooit weer sien nie. Dis Vader se hand. Ek is nie 'n dag bekommerd oor hierdie ding nie. Ek is tot in my siel in besorg, omdat hierdie pragtige volk nie soos een man op hulle voete kom nie. Hulle is vol twak, man. En dan sal ons ook kan sê, soos ons hulle gister gesien het, so sien ons hulle vandag nie. Dis Vader in aksie. Nou, in Amos 8 vers 11 sê Vader, hy sê kyk daar kom daar, dat ek 'n honger onder hierdie volk sal stuur. Nou hoor wat sê hy, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar 'n honger na my woord. Nou dit is wat ek hier oproep vanmôre, kom ons kry klaar met godsdienst, kom ons kry klaar met al die goed wat hier in die buitekant aan die gang is. Kom ons staan beskikbaar, want u is gekies om die woord te ontvang. En Vader het gesê, hy gaan 'n droogte hier bring, hy gaan 'n honger bring na sy woord. En u moet onderlê wees, u moet gelaai wees met die woord, want hier kom 'n honger. En dan moet ons die brood aandra, ons moet die woord uitvat die kant toe, dat 'n volk kan word wat sy veronderstel is om te wees. Die kaalvreter kom wanneer alles klaar verslind is. Nou ons kan nou begin in die politieke geskiedenis agter, en dan kan ons nou kyk hoe hierdie fases deurgekom, en ons is nou vandag in die kaalvreter toestand. Kom ek beduie net ten slotte vir u, die kaalvreter toestand bring hierdie kaalvreters bring 4 toestande binne in hierdie volk. Kom ons identifiseer dit vanmôre met mekaar. Die eerste is wat hy bring is wanhoop. Nou hierdie volk loop hier buite rond en sy is in 'n totale wanhoop. Blikemmer. Die tweede een wat hulle bring is, hulle word apaties. Hulle word apaties teenoor die woord. Hulle word apaties ten opsigte van hulle eie posisie. Hulle is apaties. Die derde een wat hulle bring is verdeeldheid. Die kaalvreter se vertrapping, die laaste, hy kom laaste in. So nou al hierdie fases het ons nog bietjie moed gehad. Ons het elke 5 jaar gaan sê die ding is verkeerd. En wag ons nog 5 jaar, dan gaan ons weer stembus en sê, hel, die ding bly verkeerd. Maar dit bly verkeerd. Want 'n kruisie is 'n verkeerd teken. Ons het saamgestem is verkeerd, maar ons hou daarmee aan. Dis 'n sinnelose sotheid. Maar, wat gebeur? Wat gebeur? Verdeeldheid. Nog nooit in die geskiedenis van hierdie klein volkie was sy so verdeeld as vanoggend nie. Nog nooit nie. Weet julle wie is dit? Dis die kaalvreter. Waar kom hy vandaan? Hy is die laaste divisie van Vader se groot leermag volgens Joël 2:25 wat hy teen ons stuur. Wie is hy? Hoor nommer 4. Die volk begin om mekaar te verslind. Die volk begin om mekaar te verslind. Sien jy dit?
Ek moet nou nie laat ons in detail besig raak nie, want dan sit ons 5 uur nog hier. Hierdie volk is so besig om mekaar te verslind, dat sy regtig 'n skande geword het. In alle opsigte. Maar dit is die kaalvreter, dit is die laaste fase. En binne in hierdie 4 toestande, is ons sonder visie, sonder profete, sonder hoop, en ons dryf rond, soos droë blare op 'n vinnige stroom. Net daar. Vreeslik negatief. Right. Tassie is gepak, kom ons trek. Waarheen trek ons? Want die hele aarde buk onder die koninkryke van die Satan. So nou waarheen wil jy trek? Australië toe? Nieu-Seeland toe? Engeland toe? Amerika toe? Waarheen wil jy trek? Want die groot hoer wat op die baie water sit, is daar in beheer, net soos hulle hier in beheer is. Jy kan net trek na Vader toe. Nou kom ons pak ons tasse en ons trek. Kom ons lees. Jesaja 2, Joël 2, verse 25. En elke keer as ek hierdie teksvers lees, dan het ek lus en hardloop om die huis en skreeu lang halleluja tot ek uit asem is. Want hoor wat sê Vader, na hy sy weermag teen ons gestuur het. Hoor wat sê hy vanmôre? En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. Kan ek 'n amen kry? Dis Vader. So waarheen moet ons trek? Na Vader toe. Ons sal hier moet trek en hier moet trek. Nou sê. Maar dit is die 12de versie wat my so bietjie onrustig maak. Ons lees net 'n bietjie terug in die 12de versie. Hoor wat sê Vader. Ek het hom nou spesifiek so gehanteer van 25 terug. Hy sê dit is my belofte aan julle. Hy sê maar selfs nou nog spreek Vader Jahwe, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag. Want ons moet verstaan, dit was sy hand wat teen ons was die hele tyd. En ons is direk die oorsaak daarvan. Dit beteken, ons moet ween oor goed wat ons met hom aangevang het. Kom ons lees Jesaja 61 vers 4. En elke keer as ek Jesaja 61 lees, dan pomp ek opgewondenheid, ek pomp oorwinning, man, ek pomp energie. Ek wens ek kan dit uitdeel aan u. Luister mooi wat sê Jesaja 61 verse 4. En hulle. Ek wil net dit vir u verduidelik. Hulle. Hierdie, hulle is sy wingerd. Hulle is sy volk. Hulle is sy edelwingerdstokke waarvan hy praat. En hoor wat sê hy? Hoe gaan sy hand dit verander? En hulle sal die ou pynhope bou en die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Die vraag in my hart is, wie het dit gespreek? Die een wat sê ek is die eerste en die laaste. So jy moet nou kies vanmôre. Gaan jy Vader glo of gaan jy die wanhoop glo? Wat gaan jy glo? Ek sluit af. Ons kan lank praat oor hierdie kaalvreters en die goedjies, net solank jy verstaan
dat Vader sê, dis my leermag wat ek teen julle stuur. En ons sien sy hand in aksie in gelofte land. So wat gaan ons daaromtrent doen? Die sprinkane het verslind. Het hulle? Maar hy gaan herstel. Kan ek amen kry? Ja, hy gaan herstel. Hulle het gemaak asof die boervolk nie bestaan nie. Maar Vader sê, die boervolk is nie vergete nie. Hy is nie vergete nie. Hoekom? Want sy's geprofeteer. Sy's 'n raadsbesluit. Kom ons vat na nog ene. Die verbond is nie vernietig nie. Die verbond gaan vervul word, prys sy naam. Nou, hier's nog ene. Die Gees roep, kom terug na my. Na my. Moenie terug na jou bekeringkie wat jy gedink het bekering. Kom terug na my. Met jou hele hart, jou hele verstand, jou hele siel, met al jou krag. Dis wat hy van die begin af sê, dis wat hy nog van môre sê. So waar is ons tussenin? Ons kan nie 'n tussenin plek hê nie. Ons is veronderstel om na hom terug te keer. En die dae wat kom sal ons meer intens hieroor moet begin praat. In die terugkeer gaan wat bring? Ons gaan die pynhope weer bou. O, u wil nie die pynhope bou nie. Te veel werk. Wat 'n wonderlike vreugde. En dat wanneer Vader sy weermag van hierdie klein volkie onttrek, hy vir hulle weer sê, nou toe, bou die goed nou op onder my naam. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg. En terwyl ons gaan bou, gaan ons weer die lied van die beminde sing, wat Jesaja 5 vers 1 van praat. Die lied van my beminde oor sy wingerd. Halleluja. Ons gaan daardie lied weer sing. En wat vir my die kosbaarste is, in die dag sal hierdie boervolk profeties opstaan en profeties praat teen die groot hoer wat oor al die volke van die aarde heers. Prys sy kosbare naam. Ek dank u.